Welkom by die erediens van die NG Kerk vir Karasburg. Dit is vir Sondag 27 Oktober 2024 waarin ons weer voortgaan met ons reeks oor gelykenisse wat Jesus vertel het. En hierdie is dan nommer 5 oor die ontroue boere. Maar voordat ons daarby kom, kom ons bid net eers saam. Hemelse Vader, baie dankie dat ons U kan ken as die almagtige God wat ons uitverkies het, geheilig het en wat vir ons lief is. Daarom eer ons U. En kom ons ook, Here, met verwagting dat U ook vandag, soos wat U getrou doen, ons ook sal lei deur U woord. Wanneer ons hierdie gedeelte lees, mag dit vir ons wysheid en leiding ook gee. En dit bid ons in Jesus Christus se naam. Amen. Ons skrifgedeelte Matteus 21 vers 33 tot en met 46. Kom ons lees dit saam. Luister na 'n ander gelykenis. Daar was 'n grondeienaar wat 'n wingerd aangeplant het. Hy het dit omheind, 'n parskyp daarin gegrawe en 'n wagtoring gebou. Toe het hy dit aan landbouers verhuur en op reis gegaan. Toe die oestyd aanbreek, het hy sy slawe na die landbouers gestuur om sy opbrengs te ontvang. Maar die landbouers het sy slawe gegryp, een afgeransel, 'n ander een doodgemaak en nog een gestenig. Hy het weer ander slawe gestuur, nog meer as die eerstes, en hulle het dieselfde met hulle gedoen. Uiteindelik het hy sy seun na hulle toe gestuur met die gedagte, hulle sal my seun met respek behandel. Maar toe die landbouers die seun sien, het hulle onder mekaar gesê, dit is die erfgenaam die, kom ons maak hom dood en kry sy erfdeel in die hande. Hulle het hom toe gegryp, uit die wingerd uitgegooi en doodgemaak. Wanneer die eienaar van die wingerd kom, wat sal hy met daardie landbouers maak? Hulle sê vir hom, hy sal daardie slegte mense 'n aaklige dood laat sterf en die wingerd aan ander landbouers verhuur wat aan hom die opbrengs op die regte tyd sal lewer. Jesus sê vir hulle, het julle nog nooit in die skrifte gelees, nie, die klip wat die bouers afgekeer het, juist dit het die hoeksteen geword. Van die Here het dit gekom en dit is wonderlik in ons oë. En daarom sê ek vir julle, die koninkryk van God sal van julle weggeneem en aan 'n volk gegee word, wat die vrugte daarvan sal lewer. Wie op hierdie klip val, sal verpletter word, en as dit op iemand val, sal dit hom vergruis. Toe die leierpriesters en die fariseërs Jesus se gelykenis hoor, het hulle besef dat hy van hulle praat. Hulle wou hom gevange neem, maar was bang vir die skare, omdat die hom as 'n profeet beskou het. Ons lees tot sover. Soos ek gesê het, gaan ons voort met ons reeks, waarin ons na Jesus se gelykenisse kyk, en so vind ons osself dan ook by hierdie gelykenis, wat besonders is, omdat Jesus later in die gedeelte self inligting deel, wat die horders dan in staat stel om die boodskap daarvan te verstaan. En dan net weer voordat ons begin, dat ons moet verstaan dat elke gelykenis op sy eie gee nie 'n ten volle beeld van die koninkryk van God nie, maar dit gee elke keer dalk net 'n belangrike iets daarvan weer. En daarom is dit vir ons belangrik om dit dan te fynkam en te bestudeer. Nou in al 3 evangelies waarin hierdie gelykenis opgeteken is, vind ons dat dit plaasvind kort na Jesus se intog in Jerusalem, en enkele dae voor die kruisiging. As ons dit in gedagte hou, gee die situasie aan die inhoud van hierdie gelykenis nogal vir ons 'n besonderse historiese en profetiese betekenis. Nou as ons die gebeure onthou voor hierdie gelykenis, dan sien ons hoe Jesus feestelik Jerusalem ingekom het, terwyl die mense jubelend uitgeroep het. En daarna die reiniging van die tempel plaasgevind, en het daar 'n stryd begin teen die godsdienstige leiers van die volk. En dit is dan in hierdie stryd, wat die haat en die heftigheid dag na dag begin meer word het van hulle kant af. En dan, nie lank na dit nie, vertel Jesus dan toe hierdie gelykenis. En in hierdie gelykenis is daar 'n paar dinge wat Jesus dan aanspreek. Jesus spreek sy eie gesag aan, want die leiers het al vroeër gevra waar sy gesag vandaan kom. Maar Jesus wys ook hulle karakter uit en die oordeel wat gaan volg daarop, maar ook 'n breër gedagte wat gaan oor Israel se volharde verwerping eintlik van die heilsopenbaring, maar ook hulle straf wat gaan volg daarop. En Jesus wys ook sy eie lyding uit, wat hy gaan moet deurgaan, want Jesus is die geliefde seun
wat gestuur word en gaan sterf. Nou wanneer Jesus hierdie gelykenis vertel, gebruik hy 'n beeld wat vir die mense van daardie tyd nogal bekend was. En dit is die konsep van verpagting. Wanneer jy iets verpag, dan ontvang jy vergoeding vir iets waarvan jy die besit daarvan tydelik eers afstaan. Iets soos 'n cash crusaders. Nou in die geval van die Jode, as jy byvoorbeeld 'n stuk grond so gehuur het by iemand en daai persoon kom tot sterwe met geen erfgenaam nie, dan het die grond jou besit geword. Dit het gelei tot gevalle waar die erfgename aspres uit die prentjie verwyder is, net sodat die grond bekom kon word. Nou die gebeure wat ons in die gelykenis kry, is nie iets wat ons as iets 'n werklike moontlikheid sien wat kan gebeur wanneer ons dit lees nie. Jy weet, na die eerste keer wat die eienaar van drie van sy slawe gestuur het en 2 van hulle is doodgemaak en die ander een is geslaan, en is dit net vir ons doeteenvoudig ondenkbaar dat hy dit verdra het. Hoekom het hy nie toe alreeds teen hulle opgetree nie? Dit maak ook nie sin dat die eienaar na dit nog steeds sal aanhou om nog van sy slawe te stuur nie, as hy weet hoe hierdie mense is nie. En dit is nog meer ondenkbaar om te dink dat na dit alles, dat hy selfs na die tweede groep nog groter slawe wat ook doodgemaak is, hy dit sal waag om sy eie seun te stuur en bloot te stel aan die gevaar. En tog is dit presies wat God gedoen het in sy verhouding met ons as mens. Keer op keer het hy sy profete gestuur om hulle te waarsku, en keer op keer het die mens met geweld gereageer. Ons sien dus dat God handel in sy lankmoedige geduld anders as ons wraaksugtige mense. Nou in die begin van die gelykenis beskryf Jesus 'n wingerd wat die eienaar gehad het. Nou 'n wingerd is 'n beeld wat dadelik aan die volk van Israel bekend was, veral danksy Jesaja 5 waar die volk as die wingerd van die Here beskryf word. Ek wil oor my geliefde sing, my geliefde se lied oor sy wingerd. My geliefde het 'n wingerd gehad op 'n vrugbare heuwel. Hy het dit bewerk, die klippe uitgehaal en edeldruiwe daar geplant. Hy het 'n toring gebou in die middel daarvan en ook 'n giskyp daarin uitgekap. Hy het verwag dat dit druiwe sou dra, maar dit het wilde druiwe gelewer. En van daardie wingerd, die volk Israel, is God self, die eienaar. Hy het die volk daar in die beloofde land gegrondves, hy het hulle bestaan daar verseker en aan hulle alles geskenk wat dit vir hulle moontlik gemaak het, om die vrug van gehoorsaamheid aan sy gebooie te kan lewer. Maar die volk wou nie. En dan stuur die Here gereeld sy gesandte, veral die profete wat gereeld en dikwels vervolg, gekastei en in sommige gevalle selfs doodgemaak is. En tog sien ons deur die geskiedenis van Israel in die Bybel, hoe die Here geduldig voortgegaan het om sy boodskappers te stuur. En dan na 'n soort van 'n pause in die geskiedenis, kom daar 'n punt wat die Here sê, maar ek sal my geliefde seun stuur. Nou soos ek vroeër gesê het, vir ons menslike verstaan maak dit glad nie sin nie. Was die eienaar so ingestel op die vrugte, dat hy sy eie seun gewaag het in die proses? Het hy meer waarde aan die vrugte van die wingerd geheg as aan sy eie seun? Natuurlik is dit ondenkbaar, en daarom wanneer hy sy seun stuur, besef ons dat dit gaan eintlik nie meer om die vrugte nie, maar om iets wat veel hoër waarde het. Dit gaan nou oor die lewe van die landbouers, die huurders. Omdat hulle die slawe mishandel het, gaan dit nie meer net oor die gedeelte van die oes wat hulle verskuldig is nie. Nee, op hierdie punt was hulle skuldig aan 'n misdaad, waarvoor hulle die dood skuldig was. Nou die eienaar kon dadelik teen hulle opgetrek het, en hulle van die aangesig van die aarde af verdelg het, maar deur sy handelinge sien ons dat hy hulle kans wou gee, 'n geleentheid om tot inkeer te kom, en daarom stuur hy nog verder boodskappers. En uiteindelik dan stuur hy sy geliefde enigste seun en hoop dat die teenwoordigheid van sy seun dat hulle tot berou sou kom. Dit gaan dus oor die redding van daardie mense, en om daardie rede word die geliefde seun gestuur. Nou vir ons is dit baie duidelik dat Jesus met die geliefde seun na hom verwys het, wat deur God as die finale boodskapper gestuur is. En hierin lê die diep geloofsbetekenis van hierdie gelykenis, dat hy as Jesus gekom het, nie om dit wat ons as mense verskuldig is aan die Here in te vorder nie, maar om lewe te red.
omdat hy gekom het om as die verlosser en lewensredder op te tree vir hierdie boere. Is die feit dat hulle hom uitgewerp en doodgemaak het net nog meer onvergeefliker. Hulle erken hom nie vir wie en wat hy regtig is nie, en deur hulle handeling is dit net nog verdere verharding van hulle harte. In hierdie gedeelte is 'n profetiese toespeling op die lyding van Jesus. Terwyl Jesus hierdie gelykenis vertel, sou dit nie meer lank wees voordat hy deur die owerstes van die volk laat gevange geneem word, uit die wingerd van God gewerp word en voor die poort van die heilige stad gekruisig word nie. Dit net omdat hy wat as die verlosser gekom het, hulle posisies as erfgename bedreig het, omdat hy die regte koning van die Jode is. Maar ons sien dat op hierdie punt verstaan hulle nog nie dat die gelykenis oor hulle self gaan nie. En is dit dus ironies dat wanneer Jesus hulle vra wat die eienaar se reaksie sal wees, hulle 'n felle oordeel eintlik oor hulle self uitgespreek het. Hulle sê dat die eienaar hierdie mense sal kom uitwis en die wingerd aan iemand anders sal gee. Maar dan haal Jesus Psalm 118 aan, wat baie goed bekend was aan hulle oor die hoeksteen. Nou hulle het dit goed geken, ook selfs uitgesien na die koms van die Christus wat die hoeksteen vir hulle sou wees. Maar hulle hou niks van dat Jesus hierdie profesie van toepassing maak op homself nie. En wanneer hulle dit snap, verstaan hulle die betekenis ook van die gelykenis van Jesus, dat Jesus hulle dus aankla as die boere wat die grond gehuur en moes bewerk het. En die oordeel rus dus oor hulle en die volk. Nou wat behels hierdie oordeel dan? En Jesus gee self die oordeel in vers 43. Daarom sê ek vir julle, die koninkryk van God sal van julle weggeneem en aan 'n volk gegee word wat die vrugte daarvan sal lewer. En daarmee is die einde aangekondig van Israel as die besondere volk van God. Om die waarheid te sê, amper 40 jaar later in 70 na Christus, is hierdie oordeel uiteindelik vir die volk gewys toe die Romeinse veldheer Titus vir Jerusalem binnegeval het en die tempel heeltemal verwoes het. Daarmee is die invloed van hierdie einste leiers oor die volk verbreek. En die volk is oor die aarde heen versprei. Aan 'n ander volk is die koninkryk van God nou toevertrou. Maar hierdie ander volk is nie een of ander heidense volk nie. Dit gaan eerder hier oor die aankondiging van die roeping van 'n nuwe volk van God, naamlik die kerk van Christus. Hierdie volk is dus nie 'n nasionale eenheid iewers in die wêreld nie. Nee, dit is 'n versameling van almal uit alle volke en nasies en tale van reg oor die wêreld, aan wie Christus sy koninkryk toevertrou het. Dit is die kerk van Christus in sy ekumeniese vorm wat tans die voorreg het om die nuwe verbondsvolk te wees. Nou wanneer Jesus hierdie uitspraak maak, sien ons dus dat die eintlike betekenis van die wingerd dis nie verwys na 'n nasionale volk nie, maar eerder verwys na die koninkryk van God. Dit het nog nooit net na die volk van Israel verwys nie. En die Ou Testament is vol bewyse hiervan. Toe God die verbond met Abraham gesluit het, het God duidelik gesê dat dit tot seën van alle nasies van die aarde sou wees. Jesus se antwoord in vers 43 sê ook dat die nuwe volk die vrugte van die koninkryk self sal dra. So die nuwe verbondsvolk van God, die kerk van Christus, word met ander woorde die wingerd self wat die vrugte moet dra. Nou wat beteken dit alles vir ons vandag? Wanneer ons hierdie gedeelte lees, dan kom ons agter dat dit gaan nie net oor die volk Israel nie, want Jesus se verklaring van die oordeel wat kom, sluit dan skielik ons in wanneer ons besef dat ons deel is van die nuwe volk aan wie die wingerd gegee is. En dit is juis om hierdie rede dat as ware 3 reaksies van ons dan ook vra. In die eerste plek staan ons in verootmoediging. Ons word soort van deur hierdie gelykenis verplig om gereelde selfondersoek te doen en waaksaam te wees dat ons nie verslap om die vrugte van die koninkryk voor te bring soos wat die Israeliete nie gedoen het nie. Ons moet waak teen 'n verval van ons geloof, dat ons nie vir God versaak nie. Ons moet waak dat ons nie die koninkryk van God en sy taak aan ons versaak nie. In die tweede plek moet ons osself weer aan God toewy as deel van sy nuwe volk, deel van die koninkryk van God. En in die derde plek word ons opgeroep om dan in dankbaarheid vir die feit dat ons ook nou ingetrek is in die volk van God
om daarop te reageer deur vrugte aan te hou dra ter wille van ons God en Verlosser, wat so geduldig met ons as mens is, en wie se liefde vir ons so groot is, dat hy sy geliefde seun gestuur het, om dit vir ons almal moontlik te kan maak om deel van die koninkryk van God te word. En 'n teken van hierdie dankbaarheid, moet ons onsself dan ook juis as 'n dankbare offer aan die Here bring, deur ons lewe ook vir hom te gee en vir hom te leef. Amen. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, wanneer ons hierdie gedeelte lees, en net besef, Here, hoe groot u genade vir ons is, hoe groot u geduld met ons as mens ook is. Here, dan wil ons daarop reageer en sê, dankie Here, dat u ook dit, u hand uitgestrek het na ons, en deel gemaak het van u koninkryk. Maar Here, ons lees ook die waarskuwing in hierdie gedeelte, dat ons nie soos hierdie ontroubare landbouer sal wees, en nie vrug dra nie. Dat ons nie soos hulle sal wees, en eintlik teen u sal draai, en eintlik net vir ons eie belang sal leef nie. Maar Here, gee dat ons ook getroue landbouers sal wees, getroue boere, wat die vrug dan ook op die regte tyd sal bring. En dit bid ons alles in die naam van Jesus Christus, ons Here. Amen. Ontvang dan nou ook die seën van die Here. Mag die Here vir u ook in hierdie week wat voor ons lê dra. Mag hy u seën en beskerm oral waar u gaan. En mag hy u ook gebruik om sy vrug te dra na buite. Amen.